En hy's 'n regverdige God. Daar's verskil tussen regverdig en liefde. Die woord van die Here sê hy's liefdevol God, maar regverdig by die liefde. Hy's so regverdig. As hy regverdig is, hy sê so en so, sal hy sy liefde aan jou betoon. Wanneer jy in die regverdigheid van God bly, omdat hy 'n regverdige God is, sal sy liefde jou altyd dra en altyd saam met jou wees. Ons word aangeval deur siekte. Die woord van die Here sê, ek sê nou vir jou my kind, laat jou worstel stryd as jy teen vlees en bloed het. En dan sê hy self so, bid dat jy nie in die versoeking kom nie. Die versoeking is groot. Ons sal tot die dag wanneer die Here kom, gaan na 'n ou krankheid weer, of jy gaan nie sien in jou lewe wat jy voel jy, maar dan kom die Here, want hy verlos jou van die versoeking. Maar terwyl die versoeking nog heers, hou vas aan die Here. Hoe meer die versoeking jou dae tref, hou meer vas aan die Here. En daarna begin die versoeking jou los. Maar dan kry jy 'n probleem, ek kan nie verstaan nie. Jy weet my finansies, dit val uit mekaar. Here, ek weet nie hoekom val dit uit mekaar uit nie. Halleluja, Here, ek kan U nie verstaan nie. U het nou hierdie huis vir my gegee van 20 miljoen, maar kry ek betaal nie. Wie sê vir jou die Here het jou huis gegee van 20 miljoen? As jy kan bekostig, prys die Here. Prys die Here, maar vra vir jou, wie vir jou gesê die Here gesê gaan kom met 'n huis van 20 miljoen. Nou gee die Here blameer, Here, ek kan nie verstaan nie, U het hierdie huis vir my gee, maar ek is besig om te verloor. Ek praat net sekundig vanmôre. Ek wil net jy moet vanmôre dink, ek glo, ek weet nie of iemand sit met 'n 20 miljoen aan huis nie. En dan wil ek graag vir jou kom kuier asseblief. Maar verstaan wat ek bedoel vanmôre. Jy voel daai sê jy my vrou, jy skrap, ek het al baie mense gesê, kom ons sit my vrou en my kind en my pa en my man se salaris is daar, want ons wil nou hierdie kar hê. Dis een van hierdie grand karre. Dit is deur 'n mens gemaak. Oor 'n jaar of 2 dan breek hy. Dan kos een partjie jou so 200 000 rand, sê jy. Hoekom moes ek die kar gekoop het? Maar die dag toe jy kry, toe spog jy bekerk. Mense, kyk wat het die Here vir my gegee. Die woord van God sê, die een wat met die minderheid tevrede is, sal hy seën met die meerderheid. God gee jou wysheid. Jy kan jou huis hê. Jy bær 'n bietjie geld, môre bou jy 'n bietjie aan. Jy doen hom kontant, môre bou jy 'n bietjie aan. Dan sê jy, ek kan nie verstaan dat daai mense so staande bly nie. Gaan kyk na hulle wysheid. Gaan kyk na hulle. Hoekom? Omdat hulle regverdig in God se oë doen, bly God se liefde by hulle staan en die liefde van God tel hulle op en lig hulle op. Amen. Hoeveel wêreldsmense ek het al baie keer soos die hongersnood in hierdie wêreld reg, dan moet inkom hardop hierdie groot ryk manne regtig weg. Hulle weet nie so 'n hoenderpotjies en lekker curry hoenderpotjies te eet. Hulle weet hoe magiese goed te eet en lekker lewer te eet nie. Hulle gaan vra, wat wil jy nou met jou lekker afval? Ek gaan vra, maar wat doen ons nou? Geliefde, ek wil vanmôre vir jou sê, daar soveel mense wat sê dit is God se skuld, dan is dit nie sy skuld nie. Wanneer teleurslag jou tref, moet jy eerder kyk na die rol van die mensdom speel in die rampspoedigheid en die tragiese situasie in jou lewe. Wanneer daar omstandighede in jou lewe kom wat jy voel jy kan nie, sê ek so mooi, wanneer terugslag jou tref, moet jy eerstens kyk na die rol wat die mensdom speel in die rampspoedige en tragiese situasie. Hoekom sit ek in hierdie situasie? Jy weet, Koos ry nou daai mooi kar, hy gaan oop vir my hede. Hier ry ek die kie uit. Ek het deur plaaspaaie gedrif met hom hierdie week. Ek wil ook gesê, maar ek gaan nou op plaas, en die Here hier sal nou vir my 'n 4x4 moet voorsien. Jy weet, ek gaan in Oranje wees, en dan baie dat ek geleer, Here voorsien, en kom ons gaan maak gou skool. Dan ry ek hiervan en gaan ek terug. Dan sit ek nou. Dan wonder ek, Here, hoekom? Dan sê die woord van die Here, kom self vir jou eie self, kom. Kyk bietjie hierdie rampspoedige wat jou getref het. Het jy nie dalk deel daarin, maar is God se skuld. Jy weet, ek sal nooit weer my voete in die kerk sit nie, want kyk wat doen die liewe Jesus aan my. Die Here sê, ek het gekom dat ek het verlede Sondag geleer. Ek wil kom dat jy in oorvloed kan hê. Maar in die wil van God. Amen. Here, is dit U wil dat ek nou hierdie moet hê. Daar's baie mense wat klein begin, maar hulle eindig groot. Hoekom? En ander mense reverse ongelukkig hulle lewe. Hulle begin groot, dan eindig hulle klein. Omdat hulle groot begin het sonder God. Maar as jy klein begin sonder met die Here, dan eindig jy groot met die Here.
Maar wanneer jy groot begin jy met die duiwel, jy eindig saam met die duiwel onderop. En ek wil jou vanmôre bemoedig, kind van die Here, kom ons hou vas, kom ons bly staande, waar jy mag weer sê, Here, halleluja, ek vra jy dra my deur. Geliefdes, vir 3 jaar, jy weet my omstandighede, almal ken hoe die ongeluk waar weer gaan. Vir 3 jaar weet ek het nie inkomste van my, ek het nie werk, maar weet jy, die Here het my gedra tot, die Here het my nagedra tot hierso. Die Here voorsien op wonderbaarlike maniere. Partykeer gewoon sê, wag, moenie waar nie. Halleluja, prys die Here. Maar kom die Here en hy voorsien, maar weet jy hoekom? Ek hou aan die Here doen. Ek hou aan die Here. Ek saai die ander by die huis, saai ek live uit Dinsdag, Donderdag. Ek doen dit. Halleluja, ek staan vas en sê, Abba Vader, halleluja, ek gaan nie terugstaan. En sê maar, kyk wat het die Here aan my gedoen. Ek is 'n kind van die Here en ek is amper dood. Halleluja, sê julle baie van dit weet. Hoekom moet ek nou die Here gaan dien? Nee, dis die duiwel wat my wil wegvat en dat ek God se werk nie kon doen nie. Kan doen nie. Maar dan sê so mooi, so ver, dan sê so mooi, so halleluja. Hoeveel ernstig siektes en ongelukke word nie veroorsaak deur die misbruik van alkohol, dwelms, verskillende dinge nie. Hoe dikwels vind ons nie dat die finansiële krisis sy wortel het in gierigheid of naaiwer nie. Naaiwer is 'n groot woord. Gierigheid. My broer het dit, ek wil dit ook hê. My suster en ek het. Toe sy die week hier so weer so deur, Oranje sê ek jy's aan praat, en ek sê Here dankie, dat U is seën. Dankie vir daai broer en suster wat dit het. Dankie, dan sê hy so ver, omdat hulle hardkoppig is, en probeer om uit eie krag en wysheid hulle probleme op te los. Indien jy glo dat God sy liefde vir jou so groot, dat hy sy enigste seun om jou ontwil geoffer het, sal jy nie kan beweer dat hy verantwoordelik is vir die tragiese lewe in jou lewe. God wil nie ek en jy moet armoede. God wil nie ons moet swaar kry nie. Ek weet die lewe raak die. Maar weet jy wat sê die woord van die Here? Jou brood en jou water sal gewis. Hy sê nie Kentucky en T-bone steaks en Blouwbol steaks en wat se steaks nog nie. As jy dit kry, prys die Here. Prys die Here daarvoor, is lekker. Maar hy sê, weet jy wat, eerder met 'n bordjie pap of 'n stukkie brood met liefde in jou huis. As jy die vetgemaakte kop of skaap met toos en daarby. En vir vanmôre sê dit tyd geraak, geliefdes, dat ons terugkeer. En weet jy wanneer ons gaan terugkeer in hierdie liefde omstandighede? Sê Abba Vader, dankie vir wat U het. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis net genade wat ons het van vandag. Niks anders, die wêreld daar buite lyk woes. Die daar buite is leeg. Dis net genade. Kom ons waardeer mekaar. Kom ons staan by mekaar. En vir die laaste stukkie, halleluja, wat hy sê. As jy hierdie feit geloof en dankbaar aanvaar en jou volle vertroue in hom plaas, sal jy spoedig ontdek dat hy vir jou alleen die beste wil gee. Hy wil jou beskerm en lei in elke faset van jou lewe. Of vra ek jou weer vanmôre, Here, my lewe val uitmekaar. Hoeveel mense probeer hulle lewens nie met hulle eie kragte reg te kry, dan misluk dit. Gaan na die Here se voete. Jy dalk miskien vanmôre 'n fout gemaak, jy wou sê al sy sonde wat hy gedoen het, is vanaf nie op toegereken nie. Ek het dit weggevat. Sê Here, as daar iets verkeerd in my lewe is, red my volkome. Here, vat my dit weg van my. Here, maak vir my 'n deur oop. Ek wil vanmôre vir sê, geliefdes, jou blessings lê in God se hande. Ek wil met hierdie getuienis afsluit, 1 jaar doen ons bediening. Ek het 'n Jetta 2 gehad. Ek het met hom 1.4 miljoen kilos die werk van die Here gedoen. Ek het Marina sulke 7 of 8 keer sy radkas uitgehaal om klas te vervang. Dan maak ons reg aan ry ons. En ons ry eendag en ons woon nou Trigaard, moet ek gaan bedien. En terwyl ek so toe ry, ons probeer maar geld by mekaar maak en sê hom, ek gaan die Here dien. Ek gaan opgaan in die huis van die Here. En weet jy, terwyl ons so ry, kom ons daar in Pretoria op die N1 highway en ek sê vir ek gaan maar aanry. Sy sê vir my, maar kyk daar of die olie en die water reg is. Ek sê, ek weet my kar, ek kyk daar, dat is reg. Maar die Here praat, en mense moet altyd 'n oor hê, daai fyn oor hê vir die stem van die Here.
Sy sê vir my, man, trek dit af, en ek sê vir haar, kom ons trek af, maar onthou, die kinders is in die kar, ek sê, ek kan nie iets koop om te eet nie. Ons het net hierdie R100 wat 'n petrol voer doen, ek kan ook nie die tolpaaie ry nie, ek moet die addisionele paaie ry, tot bo wat ek moet gaan, die Triegat toe, dan is dit se tenne en daai goed. Ek sê, nee, is reg, en ek stop so by die Graats. En terwyl ek so by die Graats stop, geliefdes, staan ek en dan kom 'n man so na my toe stap, ek sal nooit vergeet nie. Dit is 'n kakie klere aan, 'n dokter eers is 'n boer van 'n plaas wat daar aangekom het. En hy sê vir my, vra my, waar is jou pad? Ek sê, nee, die treinertjie in die kar. Ek sê, nee, ons is op pad bo na die Laagveld. Hy sê, gaan jy vakansie? Ek sê, nee, ek gaan die werk van die Here doen. En ek sê vir hom, daai tyd ek al die eerste 2 series uitgebring. En hy sê vir my, weet jy wat? En nou is daar besig. Ek sê toe vir die joggie daar by die Graaf, ek sê, kyk maar net na die olie en die water. En ek is besig om so, en hy druk sy hand soos hy sak. En hy haal so blou, jare terug het dit gekry, waar so blou, so 'n plastiek omhul wat jy jou kaartjies moet kan so insit en so aan. En hy sê vir my, weet jy, terwyl ek daar een kan sê, staan, toe sê die Here vir my, ek moet jou kom bless met hierdie. En nou weet, nou is jy so opgewonde, jy wil kyk wat dit is, maar jy wil ook nie voor hom nie. Nou probeer jy hierdie sak voel, maar hoor jy so, ja nee, baie dankie broer, jy probeer nie voel, maar jy kan niks voel nie. En toe ons ry eerste, wat Marina sê, hoeveel het hy gegee, wat kan ons doen? En weet jy, geliefde, daai jare was dit baie geld gewees. En weet jy, maar soveel sien die Here. En ek sê, Here, ek gaan u naam groot maak. En ek haal dit uit en ek tel R500. Dit is baie geld. R500, dit is baie geld gewees, halleluja. Daai tyd ek Durban toe terug so R80 se petrol gery. En regtig was so goedkoop was dit gewees. Maar ek vat dit wat sê, weet jy wat? Ek kan 'n beter pad. Ek gaan vir die kinders kos koop. Ons gaan die Here dien. En weet jy, geliefdes, ons bedien daarso. En ons is besig vir 'n week of 2. En dis nie almal wat altyd boekies, of daai het nog nie boekie gehad nie. Is nie almal altyd wat series koop en goedjies wat sy ma koop nie. Een sal koop, 2 sal koop of so. En ek het al by gemeentes bedien waar 40 sent gekry het. Want die Here kanker uit mense uitgehaal, dat hulle tot vandag toe nog lewe, waar die dokter hulle 3 weke kans gegee het om te lewe. Halleluja. En weet jy, en ek bid, ek vra Here, ek moet terug aan Pretoria toe. Ek het regtig waar, Here, ons het niks. En ek wil dit was, dis 'n groot getuienis. En ek sou nooit weet, ek is so besig, en dan kom 'n tannie by my, en sy sê, 'n ou tannie so van 'n plaas af. Sy sê, my pastoor, sy sê, hoeveel kos die series? Nou daai tyd het ek die series los gekoop, was nie op USB stick nie, dis R100 'n serie. Ek sê vir haar, en sy sê vir my, kan ek 10 kry? Ja, ek sê, die Jesus, is R1000. Ek sê, Here, hoe wonderlik, en sy vra toe vir my, kan sy sommer 'n check uitskryf? Ek sê, nee, dis reg, skryf. Ek wil nie eens sê, nee, ons sal môre kom, nou hardop sy weg, want ek kry R1000 nodig. En ek sê, Here, ek sê, Tannie, dis 100% reg. En sy skryf die check uit, sy gee hom vir my, en sy sê, okay, voordat ons môre opgedry, is daar laat sy dit die kies toch afslag, ek kan sommer daar gaan wissel en dan ry ons. En weet jy, geliefdes, ons gaan huis toe goed, en ons daar by die huis besig op die plaas, volgende dag ry ons, en dan gaan daar na Absabank toe, en ek sê, waar is die koevertjie? En ek onthou, ek haal toe die koevertjie, ek skeur hom toe oop, en ek haal die check uit, en toe die check so uithaal, dus dit nie R1000 nie, dis R10.000. R10.000, die Here hoor die waakse. Dat ek begin huil, in Absa. Nou sê ek gedink, ek het 'n vreeslike oproep. Ek sê, Here, R10.000. Ons kon 2 maande lank ons skuld betaal het, ons kon huis toe gery, ek kon gaan Kentucky eet en wat ook al nog. Net omdat ons uitgegaan het om die werk van die Here te doen. En nie gesê, maar hier's niks in die kar. Hoe gaan ons terugkom nie? Het ons vasgestaan, en God gee dit vir my, sit dit vir my in my hande, en hy sê vir my, dit is van die Here. En ek wil jou bemoedig vanaand, kinders van die Here, vanmôre. Mag God julle seën. Halleluja. Ons sal weer nog sien weer hierdie jaar, en ons verlang altyd hierna toe, ons welkom hier te weer, en ons weer kom eens aan, en ons sit nie vast op die plaas, ek kan ons bietjie meer mense besoek weer. Halleluja. Maar ek wil julle vanmôre bemoedig om te sê, onthou net een ding, dis nie altyd God se skuld. Dit is glad nie God se skuld. Waarin jy sit, of waar jy jou begewe, is nie God se skuld.
Here het vir ons wysheid gegee. Toe die Here die talente gaan uitgedeel het. Een het begrawe, die ander het daar gewoeker mee, toe kry hy meer, toe kry hy meer. Hoekom? Met die leiding van die Heilige Gees. Ek het nou die dag van 'n man gesê, ek sê, weet jy wat, ek sal met R100 doen wat jy nie eens met R1000 kan doen. Omdat ek weet wat deur God ons dra. Omdat ek weet wat om te doen. Die Here sê, en weet jy wat is die belangrikste vandag? Is om dan vandag na jou te kyk. Môre sal weer na jou kyk. As jy God aanneem. Dis al geliefde. Weet jy op die einde van die dag, wat help dit jou? Jy het alles gebaat, maar jy het God verloor. Dis lekker om alles sê, daar's niks fout daarmee. God wil hê ons moet geseën wees. Maar geseën wees, sodat die duiwel dit nie weer kan terugvat. Geseën wees, sodat jou onkundigheid dit nie kan terugvat. En dis hoekom die woord van die Here sê, my kind, wees waaksaam. Dit alles wat jy doen. Mag God julle seën, mag die Here julle deurdra. Ons het dit geniet hierso en geniet julle die Moedersdag verder en die wat uit blikkies uit gaan eet, geniet dit, die wat uit borde, geniet dit en mag die Here elkeen van julle seën en ons is lief vir julle elkeen. As daar iets is, onthou, gee ons maar 'n oproepie of so WhatsApp en so. Ja, ek hou alles dopies en so aan en as ek nou sien goed op die groep, dan bel ek myself die mense en sê geluk. So baie keer, anders is nou wonderlik gesê ook die mense geluk nie, maar almal kan dit bevestig. Ek bel myself en dan kyk ek wat die groep is net my inligting en daarna doen ek dit dan ergens. Maar prys die Here, ek wil vir almal baie dankie sê, mag die Here julle seën en mag die Here julle versterk, halleluja. En bid vir ons, ons wil vir julle ook bid en kom ons bid ook hierdie ou storms wat hulle so voorspel, alles is in die hande van die Here, halleluja, laat ons ook dan veilig sal terugry, halleluja. Mag die Here seën, baie dankie. Here seën.